Johannes die Doper het ook mense gedoop. Elkeen wat sy sondes bely het, is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Die doop was in daardie tyd al bekend. Ons lees al in Psalm 51 daarvan. Na die dood van Dawid en Batseba se kindjie is hy tempel toe gaan en sê hy, ontsondig my met hyssop. Dit was die bekeringsdoop. Die doop tot bekering waarmee hulle van die Ou Testamentiese tyd af diegene gedoop het wat hulle sondes bely het. En dan was die water die teken van die afwassing van jou sonde. By die proseliete doop was die water die symbool daarvan dat jy die heidendom afsterf en dat jy nou in die geloof van Israel ingelei word in diens aan die Here. Johannes het die doop algemeen gemaak, omdat hy die wat almal tot bekering gekom het, gedoop het. Hy het dus uit en uit die bekeringsdoop gedoop. Dit het nie wesenlik verskil van die Christelike doop later nie, want by die Christelike doop is die water ook die symbool van die afwassing van die sondes. Johannes het toen natuurlik met sy prediking moeilikheid op die hals gehaal, want hy was 'n baie reguit mens, en juis omdat hy 'n bekeringsprediker was, soos ook Noag, en soos ook Elia, want hy het in konflik gekom met Herodes Antipas. Uiteindelik is hy dan ook op bevel van Herodes Antipas doodgemaak. Hierdie Herodes Antipas was die seun van Herodes die Grote, wat die kindermoord in Bethlehem gepleeg het. Na sy dood is sy ryk in 3 verdeel, en hierdie seun van hom, Antipas, het die bestuur gekry oor Galilea en oor Perea. Dit is die deel oos van die Jordaan. Maar hierdie Herodes het sy eie vrou weggegooi, en hy het 'n verhouding aangegaan met Herodias, wat die vrou was van sy broer Filippus. En Johannes die Doper het hom daaroor gaan vermaan. Herodias het nie hierdie vermaaning goed gevat nie, en sy het daarop aangedring dat Herodes Antipas vir Johannes in die tronk laat opsluit. En hy het dit toe gedoen. Johannes se disippels het toe al die tyd by hom gaan kuier in die tronk, en het hulle hom vertel wat het die Here Jesus alles gedoen. En op 'n stadium het Johannes toe begin twyfel of die Here werklik die een is wat gestuur is. En toe het hy sy disippels na die Here toe gestuur en gesê, is u die een of moet ons 'n ander een verwag? En toe die Here Jesus vir hulle gesê, gaan sê vir Johannes, wat sien julle en wat hoor julle? Want die Here Jesus het geweet dat Johannes die profete baie goed ken, en dat hulle vir hom gaan vertel, hierdie man maak blindes weer dat hulle sien, hy genees krepeles, en dit was wat voorspel was van die Messias wat sou kom. En toe het Johannes geweet, Jesus Christus is die Messias, hy is die verlosser. Toe Herodes verjaar het, het hy laat Herodias se dogter vir hom en sy gaste dans. Nou, dit lyk vir ons na onskuldige dans as ons nou so teruglees, maar in daardie tyd was dit werklik 'n ontkleeddans. Dit was 'n seksuele stuk ongevraagdheid wat hy op haar afgedwing het. En hy het haar beloof dat as sy vir hom en al sy maters hierdie dans, dan kan sy vir hom enige ding vra, selfs die helfte van sy koninkryk huislik vra gee. En toe het sy gedans, en toe sy na die tyd na haar ma toe, en toe gaan vra sy vir Herodias, wat nou? En toe sê haar ma vir haar, sê jy wil Johannes die Doper se kop in 'n skot lê. Herodes was baie verslae oor hierdie versoek. En hy was werklik ontsteld, maar hy moes sy belofte hou wat hy in sy dronkenskap gedoen het. En toe het hy iemand van sy leiwag af opdrag gegee. Hulle het Johannes die Doper se kop gaan afkap, en hulle het dit op 'n skinkbord gebring, en hulle het dit vir Herodias gegee. Johannes se disippels het toe sy liggaam gaan begrawe, en toe het hulle die tyding van sy dood aan die Here Jesus oorgedra.
Jesus het voor Johannes se dood al getuig dat hy nie 'n riet is wat deur die wind teen en weer gewaai sal word nie. En hy het toe gewys op Johannes se selfverloning, en hy het hom die grootste genoem van die wat op die aarde gebore is, maar het hy gesê, die geringste in die koninkryk van God is nog groter as hy. En net soos wat Johannes die doper se prediking verwerp is uiteindelik deur die mense, net so is die Here Jesus se preke later ook maar deur hulle verwerp.